is hy, welkom by vanaand se vragmotor geselsie. Ons praat vanaand bietjie die groot verleiding daar buite. En ja, vanaand gaan ons bietjie name noem. Kom ons kyk hier, daarso is alweer dokumente wat uitgeplaas is en julle sal sien in die skrywe wat Johan opgesit het op meestal van ons blaaie. Verduidelik hy die hele prentjie baie mooi. Maar ja, kom ons noem bietjie name. Nou Isak van Heerden was van tevore ontvoog gewees en by die ZAR boervolk. En Isak het 'n unieke manier gehad hoe hy glo die boervolk se geloof uitgeleef moet word. Volgens hom is ons ongelowig, maar niemand op die streeksvergadering ontken dat daar 'n almagtige skepper van hemel en aarde is wat oor die boervolk is. Die ding is net, ons gaan nie toelaat dat ons deur priesters gelei word en dat net een ou se siening is reg en almal moet nou volgens daai persoon se pype dans, andersters kan hulle nou nie gered word nie. So Isak het bedank uit die ZAR boervolk uit en hy het basies gegaan en dit waarmee ons besig was gaan kopieer as die ZA boervolk. En saam met hom het Fanie van Jaarsveld ook gegaan en Wouter van der Reven. Wouter het ook 'n unieke manier hoe hy glo die geloof uitgeleef moet word. Fanie is weer 'n voorstander van die Engelse common law en die ZAR boervolk was nog nooit onder die koning van Engeland gewees nie. So en ons wil ook nie daaronder staan nie. So ons werk onder Romeins-Hollands gemeenereg, nie jou Anglo-Saksiese common law wat op die Britte en Amerikaners en Australianers van toepassing is nie. So dis die ouens op die oomblik wat besig is met die verleiding. En daar's ongelukkig 'n hele klomp mans en vrouens wat Isak genader het en hy het hulle onder 'n valse voorwendsel heel moontlik gevang, waar hulle 'n dokument geteken het wat eintlik 'n breinkind van Fanie is wat al so 3-4 jaar terug aan die streeksvergadering voorgelê was en afgekeur is omdat dit nie deel is van ons gemeenereg nie. En daai 100 man is 'n Engelse ideologie. En ja, Fanie en hulle het basies die ding so opgestel dan en Isak het gegaan en 'n klomp mans en vrouens wat in die Kaap-provinsie op die oomblik is gekry om 'n dokument te teken. Nou, ons het almal se handtekeninge, so ons weet min of meer wie het alle handtekeninge daar geplaas. En ons maan die ontvoogde mans en vrouens wat hulle handtekeninge daar geplaas het, kontak asseblief vir hoofkantoor en sê net vir hoofkantoor dat jy was nie bewus gewees van hierdie goed nie. Daar's iemand wat in die moeilikheid sal kom vir dit nie. Dit gaan maar net oor, gaan lees net 'n bietjie julle handves van beginsels, want streng gesproke kan dit gesien word as hoogverraad, want daar is 'n klomp klousules in die handves van beginsel wat uitdruklik daarop dui dat jy nie betrokke moet raak met sulke klas van goed nie. Nou ja, Isak hulle, soos ek hoor, het die maan en die son en die sterre beloof van $500 wat jy nou hierdie Amerikaanse fonds gaan kry. Daai goed's also foefie. Ons almal weet hierdie stelsel moet val en dit moet tot 0 kom. So moenie jou aan die neus laat rondlei deur hierdie verleiers nie. En ja, nou weet julle wie hulle is. Ons het al bietjie oor hulle gepraat. Daar is net een boervolk, daar kan nie 2 of 3 of 4 wees nie. Dis 'n volksbeweging, die ZAR boervolk maak aanspraak op die Transvaal, die Vrystaat en die ander 21 republieke, waarvan 2 in die buiteland is. En daai sal in tyd, sal dit op die regte tyd na vore gebring word en gehanteer word. Soos julle reeds weet, jy kan nie 'n proses 2 keer herhaal nie. Ons sien hulle is besig, Wouter het papiere ingestuur ook na die Staatskoerant toe,
wat nog 'n aanspraak maak is op grond. Maar ja, het is belaglik. RSA is bewus van ons. Hulle jurisdiksie het al met ons in kontak getree so 2 jaar terug. En hulle is heeltemal bewus van waarmee ons besig is. En die ZAR se dokumente is ingestuur op die regte manier, in die regte formaat, na die regte entiteite toe. En daai goed word opgedateer soos wat ons gaan. Nou, almal weet nie noodwendig van alles wat aangaan nie. En ons hou dit maar as 'n verrassingselement. Maar almal wat moet verwittig wees van waarmee die ZAR boervolk besig is en waarop ons aanspraak maak, hulle is almal verwittig. En jy kan hierdie proses nie dupliseer nie. So al wat ons nou maar elke keer doen, ons verwittig hierdie jurisdiksies. En dit is nie, ons vra nie hulle toestemming nie. Dit is net 'n eenvoudige verwittiging. Verwittig ons hulle nou maar net van die leraars wat daar buite is en probeer om die goed weer 'n keer oor te doen. En ja, ek dink ons het al goeie vordering gemaak in daai opsig. So, en ons bou voordaal. Daar's 'n paar interessante goed wat op pad is. So hou maar gerus die spasie dop. En as jy nog nie ontvoeg het nie en jy is uit boeregeleerdere uit, ontvoeg jouself, kontak die hoofkantoor, hulle sal jou help in die papierproses, sodat jy jouself kan skaar by die ZAR boervolk, wat die regmatige erfgename is van die Transvaal, die Vrystaat en daai 21 ander republieke. So ons doen dit as 'n kollektief, want dit is in 1902 as 'n kollektief saamgesit en daarom word dit so gehanteer. So niks wat ons doen is uit onkunde uit nie. Die goed pas alles mooi in mekaar in, en die manne wat met hierdie dokumente werk is heeltemal bewus van wat internasionaal gebeur, en hulle werk hard daaraan om hierdie goed reg uit te kry. En dit gaan ongelukkig 'n tydjie vat. Ons het gesê 5 tot 8 jaar. Ons trek nou in jaar 4. So daar moet nog 'n rukkie verloop om aan hierdie goed te werk. So ons is wel hard besig met ons nommerplaatsysteem, vorder redelik goed. Daar is al deur, as ek nou reg onthou, bietjie oor 20 padblokkades waardeur daai nommers al is. En dit het goed verloop. Ek weet daar's een spoed kaartjie ook waardeur dit is, en dit het ook goed afgegaan. Maar ja, dit moet nog in tyd, moet daai goed verder gehanteer word, en daar is sekere ZAR nasionale wat toestemming het om hierdie proses na te vors en om dit te bevorder, om dit makliker te maak vir almal om dit te kan gebruik aan die toekoms. So as jy 'n boer is en jy het oupas en oumas gehad in die Anglo-Boereoorlog was in die groot trek, doen die regte ding en omskaar jou by ons en ontvoeg jouself en word weer 'n lewendige man en 'n lewendige vrou. Soos julle weet, RSA is 'n ingelyfde maatskappy, en 'n maatskappy mag nie 'n regering wees nie, dit is onwettig. So, seën vrede, als wat mooi is.